broers en susters. En ook welkom aan enige besoekers hier by ons. Dit is lekker om so saam te wees. Met 'n paar afkondigings van die kerkraad se kant af. Eerstens onder lief en leed. Ons dink vanoggend veral ook aan Tannie Marie Kutse, wie haar knie seer gemaak het. Sy verduur nogal pyn weens die ongeluk. En dan dink ons ook aan Frik, daar by die Dirkbosma, wat met sy gesondheid stoei. Ons gebede gaan steeds uit aan Abraham, Almarie en hulle kinders, met die chemoterapie wat hy ontvang het, en binnekort weer ontvang. En dan dink ons ook aan sy pa en ma, Chokkie en Tannie Teresa, en hulle familie in die tyd. Baie geluk aan Tannie Charlotte Venter en aan Romansie Venter, met die geboorte van Tannie Charlotte se agterkleinkind en Romansie se kleinkind. Dan het die volgende afkondigings. Jy sal sien daar in die besemels, die kollektes onder die erediens vir die barmhartigheidsdiens, vir die deure vir die teologiese studentekas. Ons katekisasie gaan vandag voort met les 23. Ons administratiewe vergadering, almal wat betrokke is daarbey, neem ook kennis hiervan. Skuif na volgende maandag aand om 4:15 hier by die konsistorie. Dan hou ons vir broeder Chokkie Marx ter approbasie voor as ouderling. Die nagmaal word DV op 15 November gevier hier. En dan Frans ook, dat jy sal sien by die deure is daar 'n offerte beskikbaar wat vir Bybelverspreiding is. Dit kan jy vandag neem en dan volgende Sondag terugbring om so 'n kollekte vir Bybelverspreiding te hou. En dan herinner ons net as daar nog enigiemand is wat 'n almanak wil bestel en dit nog nie gedoen het nie, dat jy vandag nog by die ouderling of by Tannie Johanna die naam opgee. Dit is definitief raak vir 'n almanak. Ons is besig met 'n reeks preke uit Johannes oor Jesus se ek is uitsprake. Eintlik nie net preke nie, maar ook dagstukkies waar ons as gemeente saam fokus op dit wat die Here ons leer in hierdie gedeeltes. Dit duur vir 7 weke, ons het laasweek begin. Jy sal sien agter in die besigbasis daar is die dagstukkies vir week 2 wat nou eintlik verby is. Jy kan dit daar vind en weer deurgaan. Die idee is dat dit ons help om voor te berei vir 'n Sondagse erediens, maar dat ons ook regtig kan verdiep in ons geloof deur hierdie saam te doen. Ons staan vandag dan stil by die tweede ek is uitspraak, waar Jesus sê ek is die lig vir die wêreld. Jy kan nie agter op die bord sien. Ons sal weer hierop fokus in die woord verkondig. Ons verklaar ons afhanklikheid van die Here met die woorde van Psalm 36. Here, u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke, u geregtigheid tot op die hoogste berge, die reg wat u spreek tot in die diepte van die see. U sorg vir mense en dier. O Here, hoe kosbaar is u trou, o God. U beskerm die mense wat by u skuil. In u huis geniet hulle oorvloed. U laat hulle drink uit die strome van die goedheid. U is die bron van die lewe. Deur u lig lewe ons. Ontvang die Here se seën. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en dan sing ons saam. Psalm 27 vers 1. Jy kan daarna bly staan, sodat ons geloof bely, en dan weer sing ek die sagte psalm. Kom ons sing dit hartlik saam. Amen.
Ek het gesien dat die graad 4's en hulle katekisasieles vandag praat oor belydenis. Wat beteken om ons geloof te bely? Dis om te sê wat ons glo staan in die Bybel. Ons bely ons geloof met die geloofsbelijdenis van Messia. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en ons saligheid in die hemel neergedaal en hy het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy opgevaar na die hemel. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees. Ons glo die Heilige Gees wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely in doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Kom ons luister na die Here se bid. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, en dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry
die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy lank lewe en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. In Romeine 12, oor ons uitbreiding op die Here se wet. Die liefde moet opreg wees, verafskuw wat sleg is, hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daaraan tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood, lê julle op gasvryheid toe. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is, en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind oor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self raak neem, my geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet, as hy dors is, gee hom iets om te drink. Wanneer dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, Here, dankie vir die rustigheid wat U vir ons kom gee, en dat ons in U teenwoordigheid mag kom wees. Here, ons wil vandag met ons harte oopgevlek voor U kom staan. En Vader, ons bely dat ons dikwels doen met sonde en gebrokenheid. Here, U ken ons lewens, U ken die dinge waarin ons elke dag worstel. En Vader, ons vra om U vergifnis daarvoor. Here, ons wil ook vanoggend met die hartseer wat daar in ons harte mag wees, vir U kom staan, oor dit wat ons in ons land sien. Here, dit waarvan ons so bewus geword het in die afgelope tyd. Here, ons wil saam met Habakuk uitroep, hoe lang voordat U hoor, Here, waarom laat U ons onreg sien wat gedoen word, en waarom kyk U toe dat daar soveel ellende is? Oral rondom ons is daar onderdrukking en geweld, en word daar getwis en beklei. Vader, ons sien dit in ons land. Here, ons sien dat die wet nie meer krag het nie, en dat daar al hoe meer onreg is wat die oorhand kry. Here, ons land is stikkend weens moord en misdaad. Here, die spanning tussen mense hoop op. Ag Here, wil U vir ons vrede bring. En Vader, ons vra dat U besonder in hierdie tyd ons land en ons nasie in U hand sal hou. Here, dat daar weer rustigheid mag kom. Vader, ons dra elkeen wat bekommerd is en in vrees weer van U op. U weet hoe ons bekommerd is oor plaasmoorde. U weet hoe dat ons dikwels
vir onsself afvra, nou waarheen is dit nou op pad? Here, waarheen sal ons vlug behalwe na U toe? Vader, ons vra wat dit nie ons harte nou sal oopmaak vir U woord, en dat die lig daarvan mag inskyn, sodat ons mag ervaar hoe U by ons is. Sodat U 'n lig gestuur het, wat hierdie wêreld se duisternis verdryf. Ons vra hierdie dinge in die naam van ons Koning Jesus Christus. Amen. Ons gaan saam lees uit die Here se woord. Jy kan saam met my blaai na Johannes 8. Ons gaan ook enkele verse uit die vorige hoofstuk lees, maar ons fokus veral op dit wat in Johannes 8 staan. Johannes 7 vers 37. Ja, Johannes 7 vers 37 en 38 lees ons die volgende 2 verse en dan gaan ons na Johannes 8 toe. Op die laaste dag, die groot dag van die Hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Die belangrike stukkie inligting dat Jesus hier by die Hittefees is. Dan Johannes 8 vers 12. Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê: Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Die Fariseërs sê vir hom: Jy getuig oor jouself, jou getuienis is dis niks, is dis nie geldig nie. Daarom sê Jesus vir hulle: Al getuig ek ook oor myself, is my getuienis geldig, omdat ek weet waar ek vandaan gekom het en waarheen ek teruggaan. Maar julle weet nie waar ek vandaan kom of waarheen ek gaan nie. Julle oordeel iemand volgens sy uiterlike, ek oordeel oor niemand nie. En as ek oor iemand oordeel, is my oordeel reg, omdat dit nie ek alleen is nie, maar ek en die Vader wat my gestuur het. In julle wet staan daar geskrywe dat die getuienis van 2 persone geldig is. Nou ja, oor my getuig ek self en die Vader wat my gestuur het. Toe vra hulle: Waar is die Vader van jou? Jesus het geantwoord: Julle ken my nie en ook nie my Vader nie. As julle my geken het, sal julle my Vader ook geken het. Hierdie dinge het hy gesê in die vertrek waar die offergawe kiste gestaan het. Hy was te besig om die mense in die tempel te leer. En tog het niemand hom gevange geneem nie, omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Ons kyk dan na vers 31. Dis sê Jesus vir die Jode wat in hom glo: As julle my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Hulle het hom geantwoord: Ons is die nageslag van Abraham, en was nog nooit iemand se slawe nie. Hoe kan jy sê, julle sal vry word? Jesus sê vir hulle: Dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen is 'n slaaf van die sonde. 'n Slaaf bly nie vir altyd by 'n huisgesin nie, 'n seun bly vir altyd. Eers as die seun julle vrymaak, sal julle werklik vry wees. Ek weet julle is die nageslag van Abraham, maar julle wil my doodmaak omdat my woorde nie ingang by julle gevind het nie. En hierdie kort gedeelte aan die einde, dan veral hierdie woorde waar Jesus sê: As julle die waarheid ken, sal julle vry word. Ons fokus op Johannes 8 vers 12. Dis Jesus se ek is uitspraak. Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê: Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Hou hierdie gedeelte gerus oop en dan sing ons saam en daarna luister ons na die verklaring daarvan.
Psalm 119 vers 19 en 26. Kom ons staan en sing ons dit. Met tye voel die lewe op hierdie aarde asof dit een groot storm is wat woed. En mens kan die wolke behoorlik rondom mense kop sien woed. En alhoewel ons nie die mooi wat die Here vir ons gee mag miskyk nie, moet ons met mekaar eerlik wees hieroor. Moet ons in die lig van die Here se woord moet staan wanneer ons hierdie dinge ervaar. Ons het die afgelope tyd weer gehoor van die moord en die misdaad. Ook van die stryd wat mense gedurig deur met siekte voer. Ons is bewus van die hartseer wat mense ervaar wanneer hulle geliefdes in die dood afstaan. En wat nog te sê van die vrees wat ons self ervaar wanneer ons oor die dood dink. Rondom ons is daar behoorlike storm aan die gang. Maar dit is nie net buitekant ons nie, maar ook hier binne ons wat ons dit ervaar. Ons ken die gebrokenheid van ons harte. Ons weet hoe maklik verhoudings stukkend breek. Ons weet hoe maklik ons vasgevang raak in dinge wat ons verslaaf. En tog, broer en suster, kom roep die Here te midde van hierdie dinge. Kom roep hy hierdie woorde uit. Ek is die lig van die wêreld. Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal nie in die duisternis leef nie, maar sal die lig van die lewe hê. Ons kyk eers na die stelling, ek is die lig van die wêreld, en daarna na die gevolge daarvan vir ons. Met die tweede ek is uitspraak van Jesus te verstaan, het ons weer kyk na 'n paar dinge uit die hoofstuk en die omliggende hoofstuk en ook na 'n paar gedeeltes uit die res van die Bybel. Het in die vorige hoofstuk het ons gehoor dat Jesus by die Hittefees was. Dis die Hittefees met 'n U. Met ander woorde, 'n hut soos 'n tydelike verblyf. Elke jaar is die volk vir 7 dae fees vier tydens die oestyd. En deel van hierdie fees was dat hulle hutte gebou het waarin hulle gaan slaap het. En waarin hulle moes dink tydens hierdie fees is die wandeltog deur die woestyn, die omswerwing deur die woestyn sien hy. Jy sal onthou dat die Paasfees hulle moes herinner aan die uittog uit Egipte. Hierdie fees moes hulle laat dink aan die tyd wat die volk vir 40 jaar in die woestyn gewandel het. Die geleerdes sê vir ons dat hierdie ek is uitspraak wat Jesus maak, of tydens hierdie fees plaasvind
het, of kort daarna, en dat dit nog vars in die mense se gedagtes was. Net soos wat Jesus tydens daardie fees uitgeroep het, almal wat dors het, kom na my toe, kom drink. So is die betekenis van hierdie ek is uitspraak, ek is die lig van die wêreld, gekoppel aan dit wat by die fees gebeur het. Hulle het die gebruik gehad om daagliks water by die bad van Siloam te gaan haal, dis 'n fontein in Jerusalem, en daardie water uit te giet voor die offers, om daarmee te dink aan dit wat die Here in die woestyn gedoen het, om vir hulle water te gee uit 'n rots, of die water wat die bitter water wat hy verander het in drinkbare water. Wanneer hy dan uitgeroep het, ek is, almal wat dors het, kom na my toe en kom drink, het dit diepe betekenis vir hierdie mense gehad. Dieselfde geld vir hierdie uitspraak wat hy maak. Ek is die lig van die wêreld. Dis nie so ongelooflik wanneer ons lees oor die Hittefees in die Ou Testament nie, want die Jode het 'n gebruik bygesit by hierdie fees tydens in die tyd tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. En dit is dat hulle tydens die laaste nag van die Hittefees 4 groot lampe opgesteek het op die tempelkompleks. En hulle sou dan in die lig van hierdie lampe deur die nag fees vier. Dans en sing voor die Here. Dit staan bekend as die groot fees van die ligte. Hoor jy al die betekenis van dit wat Jesus sê, as hy sê, ek is die lig van die wêreld. Met hierdie lampe waar die Jode terugdink aan dit wat die Here gedoen het tydens die woestynreis, dat hy 'n vuurkolom voor hulle uitgestuur het, voor hulle voorvaders uitgestuur het, om hulle so te lei deur die woestyn in die nag. Onthou jy die wolkkolom in die dag en die vuurkolom in die nag. Hierdie lampe wys vir hulle simbolies na die Here se sorg en lyding in die duisternis van die woestyn. Maar die simboliek van hierdie lampe by die Hittefees strek net verder. En dan sou Psalm soos Psalm 27 sing. Psalm 27 vers 1 sê, U is my lig en my redder. Hulle sou dink aan teksgedeeltes soos die profesie van Jesaja 9 vers 2, waar daar staan, die volk wat in die donkerte geleef het 'n groot lig gesien, oor die wat in 'n donker land was, het 'n lig geskyn. Jesaja 42 vers 6, hier word daar van die Messias gepraat. Ek is die Here, en omdat ek getrou is in my verbond, het ek jou geroep, ek hou jou vas, ek beskerm jou, ek maak jou verbond met my volk, my lig vir die nasies. Jesaja 49 vers 6. Dis nie genoeg dat jy my dienaar is nie, om die stamme van Jakob te herstel en om die Israeliete terug te bring nie. Ek maak jou 'n lig vir die nasies, sodat die redding wat ek bewerk die uithoeke van die aarde sal bereik. Hoor jy die dinge waaraan die Jode sou dink tydens die fees? Dit laat hulle terugdink aan die redding wat die Here gebied het tydens die woestyn, maar dit laat hulle ook vooruitkyk na 'n tyd waar daar volkome herstel sou wees, waar die duisternis van hierdie aarde verdryf sou word. Ten hierdie agtergrond kom roep die Here uit, ek is die lig van die wêreld. Dis asof Jesus vir hulle wou sê, sien julle hierdie tydelike ligte? Dit word dat vir julle so simbolies van hoop en herstel is, van lewe. Ek is die ware lig. Ek het gekom om die duisternis te verdryf. Soos 'n lamp wat opgesteek word in 'n donker vertrek en die duisternis wegstoot. Ons hoor dieselfde dinge wanneer ons deur die evangelie van Johannes blaai en kyk na die tekste waar hy oor lig en duisternis praat. In die begin van Johannes 1 vers 1 tot 4, hoor ons, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was in die begin by God, en die woord van Christus gepraat. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was die lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig
skyn in die duisternis. Die duisternis het dit nie oorweldig. Hoor jy die gelaaide betekenis hiervan in die boek waarmee ons besig is? Van die begin af is die lewe in Christus opgesluit. Ja, soos die son lewe beteken vir die ganse skepping, so is hy die son van ons hele werklikheid. Maar ons moet geen fout maak en die Satan probeer om hierdie lig uit te doof. Dis waarom daar in die eerste hoofstuk van Johannes so gepraat word, dat die duisternis probeer het om die lig te oorweldig. Maar daar staan, die lig skyn in die duisternis, die hele tyd. Met ander woorde, ek is die lig van die wêreld beteken, ek is die bron van alle lewe op hierdie aarde. Ek het gekom om dit wat die Satan kom doen het, ongedaan te maak. Ons kan hierdie teksgedeeltes nagaan in Johannes, daar is nog heel wat van dit. Hoe betekenisvol is dit nie, dat ons lees in evangelies, dat daar tydens Jesus se kruisiging, duisternis op die aarde neergesak het. Van 12:00 tot 3:00 die middag, terwyl Jesus aan die kruis gehang het dit donker geword. Die duisternis van oordeel het oor hierdie wêreld gekom. En tog lees ons dat hy opgestaan het uit die dood. Ja, treffend dat daar by sy graf 'n engel verskyn om die steen weg te rol, wat helder is soos weerligstrale, lees ons. Hoor jy dit, sy koms, die ryk van die lig is? Hy bring die koninkryk van God, die ryk van die lig vir die duisternis, die koninkryk van die Satan kom verdryf. Die duisternis van die dood vernietig. Dit moet mens laat dink aan dit wat mens ervaar wanneer mens in 'n donker vertrek staan. Donker, so donker dat jy die duisternis rondom jou kan voel. Is tasbaar. En 'n deur word oopgemaak en die strale van die lig stroom in by die vertrek. Dis wat Jesus se koms beteken vir hierdie wêreld. Maar nou is dit belangrik dat ons raak sien dat hierdie stelling gevolge het vir ons. Ons hoor dat Jesus sê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal nie in die duisternis wandel of leef nie, maar sal die lig van die lewe hê. Hoor jy die onderskeid? Daar is mense wat nie volg nie en in die duisternis leef, en daar is mense wat volg en die lig van die lewe het. Jy sien, ons kom nie van nature na die lig toe nie. Dit is makliker om op 'n afstand te staan en te sê die lig is goed as dit daar ver is, maar wanneer dit op ons val, ontbloot dit dinge. Op 'n paar plekke in die evangelie lees ons dat hierdie lig ook te maak het met oordeel. Johannes 1:9, dieselfde eerste hoofstuk waar ons sopas verwys het. Hoor ons dat hy die lig is wat elke mens se hart verlig. Met ander woorde, hy kom skyn op ons sodat die bedoelings van ons harte duidelik word. Sodat ons gesien word vir wie ons regtig is. Johannes 3:19 hoor ons dat die mens om die duisternis liewer het as die lig, want ons wil nie ontbloot word nie. Dis een van die gevolge van dit wat Jesus sê, dat hy die lig van die wêreld is dat as ons hom nie volg nie, dan leef ons in die duisternis en sal dit net donkerder en donkerder word vir ons. In die gedeelte, ons teksgedeelte, kry ons 'n treffende voorbeeld hiervan. Nadat Jesus die uitspraak gemaak het, kom stry die Jode en die Fariseërs met hom oor die gesag van sy getuienis. Hulle sê, jy praat van jouself, en daarom is sy getuienis nie gesag van. En soos wat hierdie gesprek verder gaan, word die bedoeling van hulle harte ontbloot. Ons het gelees dat Jesus op 'n punt vir hulle sê, as julle my volg, sal die waarheid julle vrymaak. En dan antwoord hulle, ons is die nageslag van Abraham. Ons is nog nooit iemand se slawe nie. Hoe kan jy sê,
ons sal vry word. Maar Jesus antwoord en sê, ek verseker julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. Hoor jy hoe die mense dink oor hulle self? Ons is die nageslag van Abraham. Ons is nie vasgevang in die donkerte nie. Ons herkoms, dit wat ons doen, ons godsdienstigheid, dit maak ons goed genoeg. Ons het nie die lig nodig nie. Dis hoe dit lyk wanneer 'n mens in die duisternis leef. Is om te dink dat 'n mens uit jou eie op die regte plek is. Dis waarom mense sê die uitnodiging na hulle rig. As hulle waarlik my disippels is, sal hulle die waarheid ken en die waarheid sal hulle vrymaak. Om so te leef is soos om nat hout met nat vuurtjies aan te steek. Dit kan nie werk nie. Om nie in die lig van Christus te kom staan nie, is om te sê, ek sal uit myself probeer om goed genoeg te wees. Ek sal uit myself probeer om vryheid te kry vir hierdie lewe. Ek sal op my eie die bekommernisse en die vrese van hierdie lewe hanteer. Maar dan vergeet ons van die gebrokenheid in onsself. Die wonderlike is dat daar ook 'n tweede moontlikheid is, en dit is dat ons hoor as Jesus sê, wie my volg, sal nie in die duisternis lewe nie, maar sal die lig van die lewe hê. Wat beteken dit dan om hom te volg en die lig van die lewe te hê? Om Jesus te volg, beteken eenvoudig om in hom te glo en vanuit daardie geloof te leef. Dis hoe eenvoudig dit gestel word in die evangelie. Maar die gevolge hiervan is verrykend. Om te glo dat hy die lig van die wêreld is, beteken dat 'n mens die waarheid omhels, dat daar vir ons net lewe in sy lig is. Daar waar hy aan die kant ons harte oopvlek en vir ons wys waarmee ons stoei, maar ook daar waar ons sy liefde en genade ontdek. Net voor die gedeelte waarop ons fokus, voor Jesus ek as uitspraak word daar 'n verhaal vertel, of die geskiedenis vertel, van 'n vrou wat deur die Fariseërs en die skrifgeleerdes op heterdaad betrap is waar sy oorspel gepleeg het. En hulle sleep haar na Jesus toe, en hulle vra hom wat hy sê moet gebeur. Hulle wil hom uitvang. Dis hoofstuk 8 vers 1 tot 11. Wanneer hulle so na hom toe kom met hierdie vrou, wik hy af en skryf op die grond. Ons weet nie wat hy daar geskryf het, ons lees net dat hy geskryf het. En dan hoor ons dat hierdie Fariseërs en die skrifgeleerdes een vir een omdraai en wegloop, aangekla deur hulle eie gewetens. Want Jesus het gesê, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eers 'n klip op haar gooi. En dan sien ons hierdie pragtige toneel te midde van die stikkendheid daarvan. Die vrou wat met soveel skaamte en seer daar in die lig staan. Waar Jesus langs haar staan. Waar sy ervaar hoe dit sy lig op haar skyn. Ja, haar sonde is ook gevlek. Sy het dit gedoen wat nie reg is nie. Maar dan hoor sy dat hy vir haar vra, mevrou, waar is hy? Het nie een van hulle die oordeel oor jou vertrou? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet nou nie meer sondig. Hoor jy wat gebeur wanneer mens in die lig van Christus se genade kom leef? Jy kom bely jou sonde. Jy kom erken waarmee jy stoot. Maar dan hoor mens dit. Ek ook nie. Ek voltrek ook nie die oordeel oor jou. Want ek is die lig van die wêreld. Wanneer mens dit ervaar, dan word die lewe in sy lig ons ganse bestaan. Dan is ons soos nat hout wat in 'n brandende vuur gegooi word. 'n Vuur wat die nattigheid verdryf, sodat die hout vlam kan vat.
dan steek die lig van sy genade, die lig in ons eie harte aan. Johannes 12 vers 35 tot 36 kom hierdie tema weer na vore en dan sê Jesus vir sy disippels, solank julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word. Hoor jy hoe dat die lig deel word van wie ons is? Dis waarom Jesus in plekke soos Matteus 6 kan sê, julle is die lig vir die wêreld. Laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader in die hemel kan verheerlik. Wanneer die Here sy lig op ons kom skyn, dan ervaar ons dat hy die duisternis van vrees en bekommernis kon verdryf. Ja, in 'n wêreld waar die duisternis so dreig om ons te oorweldig, maar ons ervaar ook dat dit ons harte kom verlig. Verlig met die lewe van sy genade. Dan is dit soos die son wat na 'n storm deur die wolke breek. Die strale daarvan verdryf die donker wolke, sodat ons in die lig kan leef. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, Here, ons dankie vir die voorreg om die woord te hê. Ons dankie dat U die lig daarvan in ons lewens kom instraal, kom inskyn, sodat ons mag leef. O Vader, dat ons die lewe in oorvloed mag hê. Dat ons mag weet dat die dood nie is die duisternis kan wees wat U lig probeer verdryf. Here, wil U ons nog meer kom leer van wie U is, sodat die diepte van die evangelie ons harte kom skoonmaak, kom ophelder. Vader, ons bid dat U met ons kinders sal wees, dat hulle ook sal help om hierdie dinge te verstaan, soos wat hulle groter word. Ons bid dat U met elkeen van ons sal wees. Vader, ons nooi U openhartigheid om ons harte te kom verlig, ja, daardie plekke waar ons self stoei. Wil U dit tog deur die Gees kom doen, sodat ons vryheid mag ervaar. Here, ons bid vir diegene wat met siekte en hartseer worstel. Ons bid vir diegene wat met verlange sit. Vader, ons dink aan ons regering in ons land, ons dink aan ons polisie, ons dink aan dokters en verpleegsters, ons dink aan onderwysers wat hard werk om kinders op te voed. Ons dink aan ons boere. Vader, wil hulle ook lei in die tyd van soveel bekommernis. Vader, ons bid ook dat U vir ons reën sal skenk op die tyd, dat ons ook die oorvloed van U sorg mag ervaar daarin. Here, ons dank U vir die genade dat ons nog 'n dag mag leef en nog 'n week mag ingaan met U teenwoordigheid. Amen. Ons nou geleentheid om liefdegawes te gee. Daarna gaan ons weer saam sing.
Jesaja 9, een van die gedeeltes waarna ons ook verwys het in die woordverkondiging. Die volk was in die donker wandel, oor hulle het 'n lig geskyn. Die Christus, lig oor alle lande, laat angs en duisternis verdwyn. Kom ons staan, dan sing ons dit hartlik saam, daarna ontvang ons die Here se seën.